Goeiedag, baie welkom, wat 'n groot voorreg om ook so saam te wees en so by die Here stil te staan. Baie welkom. Ons reis vandag 'n klein bietjie verder en ons lees ook in 1 Korintiërs 1, lees ons hier vanaf vers 26 tot 31. Dink maar net broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Geleerdes te beskaam, wyses te beskaam, die sterkes te beskaam, die swakkes het hy uitgekies. En omdat die swakkes uitgekies word, het hulle geen rede om te roem nie. En dit is baie interessant dat hierdie tema van swak wees, om swak te wees, of om op jou swakhede te roem, tref ons ook later in die volgende brief van Korinte ook aan. Maar die klem en die fokus is absoluut hierdie wonderlike gedagte, en ons het iets daarvan ook maandag gehoor, is dat dit aan hom te danke is dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Dit is hy is die rede. Hy is die rede dat ons met hom verenig is. En dan hierdie woorde, die wat wil roem, hulle moet in die Here roem. En dit nooi my gereeld om te dink, hoeveel keer is dit dat ek baie keer roem op myself, om roem dat ek so oulik is, of dat ek dit of dat reg gekry het, of dat ek dit of dat ook gedoen het in die Here se werk. Dit was daarom nou 'n oulike boodskap, of dit was nou daarom jy daarom nou goed gevaar. Maar jy sê nie hierdie goed hardop nie, maar jy dink dit. Jy het baie keer as jy by mense verby weg beweeg en jy het by mense stil gestaan, dan het mens altyd hierdie vraag, was dit sinvol, was dit betekenis, en jy weeg, het jy die verskil gemaak? Wat 'n verskil wil jy maak? En ek dink, dit is eintlik dan om te sê, dat ons eintlik op ons eie insigte, en op ons eie kragte, en op ons dink die roem, dit wat daar gebeur is, aan ons te danke. Maar wanneer ek my lewe weer op die werkstafel van die kruis plaas en sê, maar vorm my, maak my in hierdie kruisbeeld gelykvormig, is dat ek uiteindelik die roem van myself afval, en ek niks het om oor op myself te roem nie, maar dat dit Christus is, en Christus alleen, wat die eer toekom, en wat hierdie werk ook kom doen. Mag ek en jy in die Here roem, en mag hy daardeur ons verheerlik word, wanneer ons ook in hierdie wêreld sy naam bring en sy liefde ook aan mense wys. Wonderlike Here, ons wil in U roem, want dit is aan U te danke dat ons met U verenig kan lewe. Dankie vir die liefde, en dankie vir die vryspraak, dankie vir die verlossing van die kruis. Amen. Seën vir jou, mag die Here vir jou ook in hierdie week verder groot seën en 'n leidsman wees. Mooi bly.